Gister se manna is vrot in die mandjie. Met ander woorde, die openbaring wat jy gister gekry het, is nie meer relevant vir vandag nie. En dis hoekom ek konstant beweeg. Ek beweeg na my Kanaan toe. En Kanaan is nie my huisie in die hemel nie. Asseblief, ek wil hê ons moet daai mentaliteit uitkry. As jy my ander video's kyk, sal jy sien ek is baie prominent daarop. Ek praat daaroor. Ons is almal geleer oor die jare dat Kanaan is my huisie in die hemel op die hoeke van Gloria en Halleluja straat, die Goue straat. Dis nie dit nie. Kanaan is my plek van oorvloed. Dis die beloofde land, die plek waar die melk en honing is, die plek waar die oorvloed van God in my lewe manifesteer. Maar Kanaan, as jy nou gaan kyk in die Ou Testament, toe Joshua hulle Kanaan ingetrek het. Jy sien, ons disipelskap, hierdie goed moet ons geleer word. Die oomblik toe Joshua hulle Kanaan ingetrek het, toe het hulle Kanaan gaan bespied, hulle het Jerigo gaan bespied. Onthou julle ken mos die storie, man. En wat moes Joshua doen? Hy moes self sy Kanaan gevegte veg. Alhoewel God hom gehelp het, moes hy self om Jerigo trek. Hy moes self die vyande van Kanaan gaan oorwin. Met ander woorde, Kanaan kan nie 'n plekjie in die hemel wees nie. Ag, toe maar. Skryf daar vir my in die comments. Okay, so, ek moet agterkom wie ek is in Christus om by my Kanaan uit te kom, om by my plek van oorvloed uit te kom. En in hierdie migrasieproses van my, waar ek migreer van 'n plek waar God was, na 'n plek waar God is, in hierdie proses van migrasie, is daar leeu's wat langs die pad lê. Daar's hyenas wat langs die pad lê. Daar's krokodille wat vir my in die rivier wag. Met ander woorde, daar's goed wat my gaan mismoedig maak of probeer stop. Omstandighede gaan my probeer stop om by my beloofde plek van oorvloed uit te kom. Maar hy wat volhard tot die einde toe, is dit nie wat die skrif sê nie. Ja, met ander woorde, nou loop ek en ek druk deur om by die plek van oorvloed uit te kom. By 'n plek waar ek 'n mentaliteit het van ek is nou seun, ek het geërf.